Die werk vanoggend met die gesels oor geloof. As ek nou so in Italië, in Italië ry, in ongeveer Italianers is natuurlijk allemaal hoogste gelukkig, baie toegewyde gelowiges. As jy kyk na al die simbole, al die elemente waar jy lang gebouw het, wat gesien is vandaag, waar honderden duisende kerke, wat groter is as die voortrekker van die mens. Dit is een getuienis op sy eie, as jy net al die simbole en al die tekens probeer verstaan wat hy geduld is. Dit is baie groot. En die meeste mense van ons beskou jou geloofspad as een onderhandeling met God, as een contract met God. En daar is ook baie sikke tekste in die Bybel, as ek nou bijvoorbeeld weer in Genesis 15 lees oor Abraham die geloofspad begin het. Op daardie dag die Here hom met Abraham gesluit en hom gesê, aan jou naam gee ek hierdie land. Van die Egiptesbreid af tot in die vraag, grote vuur. En van die begin van tyd af, het mense hulle geloof in terme van ooreenkomste en verbonde gesien. En dis ons het vandag hanteer. Mense wat hulle kinders dood sal een belofte maak, maar hulle kinders Christus groot te maak. En maar alles te hele wat jy moet beveel. So ek en jy is ook so. En ek het verandering. En ek geloof dat ek moet sekere dinge doen, en dan sal God sekere dinge doen. Bijvoorbeeld, ek doen ek vriende en ek gaan kerk doen, en ek help mense en dit, dan van God my beskerm. God van sy deel doen met my. En dan kom ons by gevolg trek. En baie mense gevolg is op theologie. When we put God first, everything else falls into proper place. Dan glo ons hierdie filosofie. En dis nie, as jy in die Bybel gaan, dit is die algemene waarheid. Niemand wat in 'n verhouding met God gestaan het van Abraham, het alles in 'n plek geval. Niemand. Ek wil, as jy net Abraham onthou, hy daarna kwam in 'n plek, en toe hy net 'n paar jaar was, kom daar hongersnood. En dis nie 'n plek waar daar hongersnood is. Maar ek gaan vir ons ding, dat alles sal op 'n proper plek wees. Met ander woorde, God sal al die swakes beskerm. Al die armes en al die swakes sal God beskerm. Al die ongeregtigheid sal in die weg gegaan word. As die mens reg glo. Al die wreedheid sal stop. Al die oorlog gaan ophou. En al die rampe gaan verdwyn. En ons weet, is die risiekheid is nie en volgens statistieke is daar van 8 biljoen mense, daar buite ons 3 biljoen Christen gelowiges in hierdie aarde. Van Grieks-Ortodokse, Rooms-Katholieke, Protestante, enige soort mense. En ons almal van ons hierdie ooreenkoms met God. En vir my voel dit as een God hierdie ooreenkoms wat ek met hom het, as ek daai ooreenkoms geval het. As ek iets gebeur, dan daai ooreenkoms is nie plek. Of ek in my deel verkeerd, of God kom nie sy deel aan. Immers is iets nie reg. Ek het altyd gedink, as ek my
En oor hierdie konsep, baie daarvan as werker, as klein besigheid gedoen, ek het so gesê. En die kraam die elke maand met die vriende vir daardie plaas te gebeur. En na 12 maande, na 15 maande, daar is dit van kort gespeel. Die sê hier, as jy daar geld, wees sinvol ons probeer is dit iemand doorgegaan. Die ding is, God is nie een recept. God is nie een recept. Die ding as jy een tiende gee, so verhouding met verblijf, dit gaan so. Ek het gedink, as ek bid vir genesing, dan gaan elke liewe mens gaan genees. Ek het gedink, God gaan my baie sterkheid gee, sodat ek baie liefde kan doen. Ek het gedink, God gaan my baie geld gee, sodat ek baie armes kan maak. Ek het gedink, God gaan my oorvloedig seën, sodat ek baie vrede kan hê. Ek het gedink, God gaan my baie talente gee, sodat ek hom in openbaar kan beplan. Ek het die wat ek skryf om dat ek die Here se Here dan die lewe van talente gegee. Ek het dit gedink. Ek het gedink, God gaan my baie vriende gee, sodat ek groot invloed kan hê. Ek het gedink, God gaan my baie geestelike visies gee, sodat ek baie gefokuseerd kan maak, sodat ek 'n groot verskil in die Christus wêreld kan maak. Ek het gedink, God gaan my groot krag gee, sodat ek al die ongeregtigheid in die wêreld kan beveg. Ek het gedink, God gaan al my hindernisse verwyder, sodat my lewe seepglad sal wees. Ek gedink, as ek Psalm 91 glo en bid, die Psalm 91 sê dat God jou sal beskerm en dat engele in die nag sal beskerm, dan sal my goed 100% beskerming wees. Ek gedink, as ek elke oggend my stilte tyd hou, dan sal God vir my geestelike reis maak. Ek het gedink, as ek gees sonde vry kan leef, dan sal God niks sleg met my gebeur. Ek het gedink, dat God vir my baie geduld gee, sodat ek alle konflik eenvoudig kan probeer en hanteer. Ek het gedink, as ek elke ander hand draai, dan sal slegte dinge nie meer met my gebeur. Ek het gebid, God vir my liefde gee, dan kan ek baie seëning doen. Maar al die dinge wat ek gedink het iets nog gebeur. My lewe, ek het in 95 ek het Christus geword. En daar die Here gegee. En die Here gegee. En my hindernisse en probleme nie verbyt gespeel. My armoede is skielik nie verdooi en verdraag. My konflik het nie weggegaan. Alles het nie begin tot discipline. Die hindernisse in die slag bly, die siektes in die slag bly, die finansiële probleme in die slag bly, alles in die slag bly. Hoe sien ek wie word die raak?
Amen. Yes, God heeft ons werk van ons doorgedrukt. Die offer gegee aan die kruis. Hy het die werk van ons die werk saamheid bereid. Maar ek en jy is nog nie klaar voorbereid nie. Terwyl ons lewe, is die Here nog besig met my en jou proses. Haar proses hou nie op as jy klaar is om sy Christen word. Dit begin al eers as jy Christen word. Professor is hier in die werk, waar ek in iemand. Hy is kundig in Grieks, die Nuwe Testament. Jy die Bybel die eerste keer vertaal het, die Bybel vertaal. En van een paar my gegloed, dit was in die levensstaal. Ek het van die Bybel vertaal het, sê maar, wat ek elke rede, wat jy was in verleid om die levensstaal te doen. Die werk nie skuld, die Here het bezig met die hele lewe te gebruik as 'n getuienis. En sy voorbereiding proses hou nie op te doen. Die skema's waar ek tussen die Bybel en die tussen al 6 keer of 7 keer vertaal, en die draai. En as jy daar moet doen, die Here is ook gebruik. Die Dennis, as ons die lewe so kyk, dit wil ek nou as raak sien, ek sien die tekens van die tye raak. Dan is het nou nie die weerde gebruik dat dit te gebeur. En dit leersaam op steeds. Ons ken die grootheid van die Here. Ons bring wat die Here aan my lewe doen, aan my omstandighede doen, aan my klein gebied waar ek Here doen. Ons bring die groot Godse werk. As jy nou nie na die taal kyk, daar is 60 miljoen grootskattelike mense wat besig is met God. Die Griekse ortodokse is nog 60 miljoen is groot, en ons bring dat die Here na my hele werk toe. Dennis, as jy besluit het, soos vir Abraham, ek sal my eerste geboorte gaan opgaan. Wat beteken dit nie Godse werk van ons omgaan? God gaan ons het plan. En voor Abraham sy seun aan hom het mekaar gesê, hy sal sy eie opgevoed. Abraham het dit gedoen. God het vir ons die hoogste prys klaar geskep. Maar God blyk daar. Hy blyk daar. Want ons ken nie die heiligste van God nie. As jy my vraag, moet dit verby is. Jy moet dit antwoord. Maar die ding van die saak is, die Here het vraag, sy prys betaal. Vraag aan niemand heilig nie. Ons is besig om ons deel te doen. Ons deel is nie net om 'n goeie lewe te bereik nie. Dit is om 'n getuienis te wees terwyl jy lewe. Dit is ook daar, om 'n getuienis te wees vir God terwyl jy lewe. Maar of dit 'n hindernis is, of 'n siekte, of 'n goeie toestande in 'n koorstyd, vers 12 tot 18 jaar, dat die Jode oor gepreek. En die daardie deel van die van staan daar. As dit goed gaan met jou, bid. As dit sleg gaan met jou, bid. As jy siek is, bid. As jy gesond is, bid. As jy dood gaan, bid. As jy ewig bid. Antwoord. Ons is te midde van goeie en slegte toestande. Dis ons kinders van God.
As ek met my baie klagtes na God gegaan, my probleme was so groot soos berge, weet jy wat sê die Here vir my? Weet jy wat ek vir Paulus gesê het? Hy sê vir my genade is vir jou onmiddellik. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. En dis die moeilikheid van Christendom. Ons kyk heeltyd na die wêreld, en in die wêreld wen die sterkstes. Die mooi is, die ryk is. Maar in God se wêreld, my krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Vir my en vir jou gaan dit nie oor hoe sterk ons is. Dit gaan nie oor hoe brein ons is. Dit gaan die wêreld maak geld saak, en geld in die wêreld draai. Maar in God se wêreld, dan God die wêreld draai sonder krag, sonder moed, sonder denken. God se wêreld is dood oorwinning. Dis swakheid en sterkheid. Ons nie in ons swakheid heil nie. Ons moet in ons swakheid ons sê Christus nie doen. Dit is moeilik om dit te verstaan. Moeilik om dit te kry. Maar as ons swak is, dan gaan ons nie na wêreld en wonderwerk maak om dit te probeer. As jy sterk is, dan gaan ons nie eens volhou wat wees. Moenie die wêreldse eienskappe probeer om God se koninkryk te doen. Ons God se kinders is om hy God is. En ons mense kinders is. Amen. Niemand wil staan. Here, baie dankie. Dat ons Here ons geloof gaan nie oor hoe sterk ek is in my gedagtes en my Here en in alles in die lewe. Dit gaan oor God, die lewende God wat die hemel en die aarde geskep het. Door die grootheid, door die koninkryk. Moenie dat ons verwaar word in ons gawes en ons krag, ons geld en ons dinge. Help ons om in die koninkryk